Maar dit het ook sy stryd gebring. Daar is die ouer mense sal nou vir ons beter kan vertel, maar 'n geskiedenis waar 'n gebeurtenis waar swart persone in die kerk gekom het en waar van ons lidmate uitgestap het. So ons kom uit daardie tyd en 'n mens moet begrip hê, maar ek lees weinig kritiek daarop. My aanvoeling is dat ons die oorgang na demokrasie beter hanteer het. Dat ek dink ons is van die min kerkverbande in Suid-Afrika wat waar ons meerdere vergaderings en met meerdere vergaderings bedoel klasses en synode is 'n mengelmoes van blankes, swart mense en bruin mense. Ons is van die min kerkverbande wat daarin geslaag het om te sê, maar kom ons kry 'n gemeenskaplike taal, Engels. Ja. Ja, want Engels is nie my eerste taal nie, maar dis ook nie my Sotho-sprekende broeders se eerste taal nie. Dis ook nie my bruin broeders se eerste taal nie, maar dis die taal wat ons het om mekaar te verstaan. So ek dink dat die oorgang na demokrasie het vir die VGK die geleentheid gebied om hierdie multikulturele kerkverband te word wat ons vandag is. Ja, en ek dink mense kan ook sien met die uitbreiding van ons Engelse gemeente nou onlangs ook, waar daar ook 'n baie diverse gemeente eintlik is. Absoluut. Kyk, ek is dis nogal 'n ding in vandag se kerkplantingswerk is om jy moet multikultureel wees. Ja. Nou ek is bietjie huiwerig daarvoor want dit is nie 'n moet nie. As jy in 'n uitsluitlik swart omgewing bly, dan gaan jy nie forceer dat dan nou wit mense deel van die kerk moet wees nie. Maar ek is wel baie dankbaar vir die kerkplanting wat ons het, die Covenant Church, waar daar is buitelanders, Kongolese, daar is Eritreërs, daar is blanke Suid-Afrikaners, daar is swart Suid-Afrikaners. So dis 'n gawe van die Here.